Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 29ste Maart 2026. Vandag se erediens soos altyd waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees uit Spreuke 30 en die tema van die preek: leer wysheid by God se skepping om hom te dien. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook aan die besoekers wat volgend hier by ons is. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 84, daarvan verse 1 en 6. Hoe lieflik is die wonings, Heer der leerskare. Hoe begeer my siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid tot u wat leef verlangend uit. Psalm 84, verse 1 en 6, en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Ons bely ons geloof saam, elkeen in sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie.
Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 25 vers 6 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, as ons hier ook so tesame is as broers en susters, saamgebind in een geloof, dan kan mens ook nie anders as om klein en nietig voor U te voel nie. Here, want dit is wat ons is teenoor U almag. U is die enigste ware God, van ewigheid tot ewigheid is U daar. U het maar net gespreek en alles wat ons kan sien op hierdie aarde is deur U geskep. Here, hoe sal ons ooit U grootheid in ons menslike verstand kan vasvat? Dan kom ons voor U en ons dank U dat U nog enigstens moeite maak met ons. Dat U ons deur U Gees ook hier byeenroep om te kom luister na U woord. En dat as ons so luister na U woord, dat ons ook deur U woord en Gees gevoed word. Dat ons ook weer hier kan uitgaan en waarlike lig en 'n sout vir die wêreld kan wees. Maar Here, om dit te doen het ons ook U hulp nodig. En daarom vra ons dat U vir ons geopende harte sal gee. Dat ons waarlik sal hoor wat U vir ons sê deur U woord.
maar gee dan ook dat ons sal agslaan daarop, en waarlik daarvolgens sal lewe. Here, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam Psalm 46, vers 1 en 6 met die oog op die skriflesing. Ons luister volgens na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Spreuke 30. Spreuke 30 vanaf vers 24 tot 28. Ons sal die hele gedeelte ook belig in die prediking. Die kerkraad was gister bevoorreg om 'n bietjie ons koinonia ook te ervaar in die natuur. En as mens daar in die natuur sit en mens kyk rondom jou, dan besef 'n mens jou kleinheid. En mens besef die almag van God. En as mens dan rustig raak en met jou eie gedagtes begin besig raak, dan kan mens ook soveel leer uit dit wat God geskep het. Kom ons luister daarna. Spreuke 30 vanaf vers 24. Daar is 4 goed in die wêreld wat klein is, maar buitengewone wysheid het. Mure is nie sterk nie en tog sit hulle in die somer vir hulle kos weg. Dassies het nie veel krag nie en tog maak hulle tuis teen die kraanse. Sprinkane het nie 'n koning nie en tog trek die hele swerm in formasie. 'n Geitjie kan jy met die hand vang en tog kry jy hom in koninklike paleise. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Die Here leer ons dikwels nie net deur groot dinge nie, maar ook deur klein dingetjies. Job sê immers dat 'n mens na die diere, die voëls, die aarde en selfs die visse mag kyk en daaruit kan leer. Die skepping is nie net mooi en indrukwekkend nie, dis ook 'n leerboek in God se hand. Ja, daar is 2 maniere hoe God hom openbaar en hoe ons van hom kan leer. Die eerste is die skepping waarin God hom aan alle mense openbaar. Maar dan is daar ook die woord waarin hy hom spesifiek aan sy kinders openbaar. Calvin het beklemtoon dat God hom in sy werke laat ken en dat die skepping saam met die woord ons tot ware kennis van God lei. En daarom is dit nie vreemd dat die woord van God ook die skepping gebruik om ons te leer nie. Hier in Spreuke, soos ons sopas daarna geluister het, kom skepping en woord bymekaar. En word 4 klein diertjies voorgehou as predikers van wysheid om ons te leer. Die mier, dassie, sprinkaan en geitjie.
En die merkwaardige is juis dat hierdie klein diertjies is. Hulle is nie leeu's, arende of perde met kloue en tande wat kan vang en verskeur nie. Hulle is nie indrukwekkend volgens menslike maatstawwe nie. En tog gee die Here vir ons deur hulle 'n les wat groter is as baie menslike boeke of menslike raad. Ja, ware wysheid lê nie in grootte, status of krag nie, maar in die afhanklikheid van God. In gehoorsaamheid aan die orde wat hy daar gestel het en in die regte gebruik van die tyd wat hy vir ons gee. Ja, die klein en menslik onbenullige dinge in die skepping leer ons die beginsels van 'n godvrugtige lewe. Maar kom ons leer eers by die muur. Spreuke 6 roep die luiaard om na die muur te gaan kyk en wys te word, want die muur het nie 'n aanvoerder of toesighouer nie, maar maak voorsiening in die somer en versamel kos in die oestyd. Spreuke 30 herhaal dieselfde gedagte en noem die muur klein, maar buitengewoon wys. Die les is eenvoudig, maar tog so diep. 'n Muur mors nie die tyd van voorsiening op nie. Hy leef nie asof daar geen môre is nie. Hy werk, hy dra aan, hy vergader, hy beplan. Dit is raad teen luiheid, maar ook teen roekeloosheid. Mure leer ons dat God se goeie gawes nie gemaak is om verkoos te word nie. Daar's 'n somer, maar daar's ook 'n winter wat volg. Daar's tye van oorvloed en daar's tye van gebrek. Ja, die wyse mens gebruik die goeie tyd om voor te berei vir die moeiliker tye. En dit geld vir finansies, vir tyd, vir gesondheid, vir verhoudings, vir arbeid, maar dan vir al jou verhouding met God. Nou, wie sy lewe net vir vandag leef, sal gou agterkom dat vandag nie vir ewig hou nie. En so herinner Jesus self ons dat ons moet werk terwyl dit dag is, want na die dag kom daar 'n nag. Daarom moet ons by die muur leer om nie net na die tydelike aardse dinge te kyk nie, maar ook na die ewige. Daar is mense wat alles vir hulle self as ware wil opeet. Hulle krag, hulle geld, hulle geleenthede, hulle jare, hulle geestelike tyd. En dan kom die winter, en daar is niks oor nie. Die Here sê nie deur die muur dat ons krampagtig en gierig moet lewe nie. Nee, hy sê ons moet wys lewe, vooruitdink, verantwoordelik wees en die genadetyd wat hy vir ons gee, gebruik. Ja, woon eredienste by terwyl jy kan. Leer jou kinders van God terwyl hulle nog in jou huis is. Maak elke dag tyd om die graanskure van jou geestelike verhouding met God vol te maak. Want later is te laat. Hebreërs waarsku, vandag as jy sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Die tyd om in die Here se woord te groei is nou. Die tyd om jou huis op die rots te bou is nou. Daarvan leer die dassie ons. Hierdie klein diertjie is ook klein en weerloos. Hy kan homself nie verdedig nie. En daarom soek hy sy veiligheid nie in sy eie vermoë nie, maar tussen die rotse. Hy woon tussen die skeure van die kraanse en die rotse. Hy maak van die rotse sy woonplek. Psalm 62 sê dat God self ons rots en ons redding is. En Psalm 84 sê dat 'n dag in God se teenwoordigheid beter is as 1000 daar buite. Ja, die dassie leer dus nie selfgenoegsaamheid nie, maar toevlug. Mense hou daarvan om sterk te wees. Ons bou ons krag en ons vertroue op materiële dinge, op opleiding, op gesondheid, op status, op prestasie. Maar een siekte, een ongeluk,
een verlies of een storm in ons lewe wys hoe broos ons is. Ja, die wyse mens is nie die een wat voorgee dat hy geen hulp nodig het nie, maar die een wat erken, Here, sonder U kan ek nie staan nie. Geloof begin nie by selfvertroue nie, dit begin by skuiling in God. Ja, Jesus sê ook self dat die wyse bouer sy huis op die rots bou. En die storm wys dan watter fondament werklik stand hou. Maar ons leer nog iets by die dassie. Hy woon nie net naby die rotse wanneer gevaar kom nie. Hy woon altyd daar. Dit is sy tuiste. En so moet die gelowige nie net af en toe in 'n krisis na God toe hardloop nie, maar daagliks in die teenwoordigheid van die Here leef. Die digter van Psalm 84 se verlange na die huis van die Here wys juis dat die mens se ware tuiste nie in selfstandigheid of in wêreldse sekuriteit lê nie, maar by God. 'n Kind van God leef naby die Here, bid voortdurend, verdiep hom in die woord van die Here, woon die samekomste van die gemeente by en vorm sy lewe rondom die teenwoordigheid van sy rots, van die Here. As ons dan na die sprinkaan kyk, leer ons 'n verdere wysheid. 'n Enkele sprinkaan is klein, maar 'n hele swerm kan landerye kaal vreet en 'n land soos 'n woestyn agterlaat. Die skrif gebruik dan ook sprinkane dikwels as beeld van oordeel en onkeerbare mag. Maar Spreuke 30 sien hulle en leer ons iets anders ook. Hulle beweeg saam. Hulle is klein, maar deur samewerking kry hulle groot krag. Die slim mense praat van sinergie. Die som van die totaal is groter as die som van die onderskeie dele. Basies vir ons kinders beteken dit 1 + 1 is gelyk aan 3. Nou kinders, dit beteken dat 2 sprinkane saam meer kan doen as 2 sprinkane op hulle eie. Dit leer ons dat ons mekaar nodig het. Elkeen van ons het sy of haar eie gawes gekry. En elkeen sin is anders. Maar as ons almal se talente en gawes saamgooi, dan kan ons baie reg kry. Ons het ander gelowiges in ons lewe nodig, maar hulle het my ook nodig. Ons moet nie mekaar beveg, mekaar verskeer en mekaar misken nie. Efesiërs 4 roep ons om die eenheid van die Gees te bewaar, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is een liggaam, een Gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop en een God, een Vader van ons almal. Ja, Filippense 2 voeg by dat ons die gesindheid van Christus moet hê. Nederigheid, diensbaarheid, en om nie net na ons eie belang te soek nie, maar ook die van die ander. Die sprinkaan leer dus dat swakheid nie alleen in isolasie moet eindig nie. Waar gelowiges saam staan onder die Here se woord, daar word sy kerk sterk. Nie omdat ons almal dieselfde gawes het nie, maar omdat ons een hoof het. Nie omdat ons almal dieselfde rol speel nie, maar omdat ons almal aan dieselfde koning behoort. Ja, die gemeente is nie 'n plek waar elkeen sy eie koninkryk bou nie. Dit is die liggaam van Christus, waar elke lid sy plek het en die ander een nodig het. Wanneer die kerk verdeeld raak, verloor dit krag. Wanneer ons in orde en eensgesindheid onder Christus se heerskappy leef, word ons getuienis sterk. Daarom moet ons ook onthou, sprinkane trek sonder 'n leier of 'n koning.
Mure het 'n koningin. Selfs leeu's het 'n leier van die trop, maar nie sprinkane nie. Hulle trek en vlieg saam, sonder om in mekaar vas te vlieg. Sonder 'n party van hulle besluit, maar ek wil eerder soontoe vlieg. Nee, hulle bly by mekaar. Hulle trek uit. Hulle het 'n doel. Hulle gaan nie sommer maar net rond nie. Hulle het 'n plan. Maar hulle het nie 'n koning nie. Nee, hulle plan is deur God ingeskape. Ja, agter die orde van die skepping staan die Skepper self. God is nie afwesig in die wêreld nie. Hy regeer. Die Here bring orde in sy kerk en die Here bring orde onder sy kinders. Ons as gelowiges moet saamtrek. Nie omdat iemand dit die heeltyd vir ons moet sê nie, maar omdat Christus ons koning is. So ons het dus 'n leier, 'n koning. Maar al kan ons hom nie sien nie, moet ons steeds saamtrek met een doel voor oë. En ons doel is die koninkryk van God. Alles wat ons doen, moet ons doen tot die beste en tot eer en tot voordeel van die koninkryk van die Here. Alleen dan kan ons saamtrek. Kan ons informasie trek. Waar Christus werklik koning is, raak ons minder besig met ons eie eer. Dan vra ons eerder, wat wil die Here hê? Hoe dien ons sy koninkryk? Hoe bou ons saam? Maar ons moet egter nie net almal saam aan God se koninkryk bou nie, maar ook elkeen individueel, daar waar God ons geplaas het, daar waar hy ons gesit het om te bou. Dan gaan kyk ons na die geitjie. Geitjie verskil van al die ander wyse diertjies. Mure, dassies, sprinkane word almal in die meervoud genoem. Hulle werk in groepe saam. Hulle wysheid en beskerming is deels omdat hulle deel is van 'n groter groep. Maar 'n geitjie kry hy altyd alleen. Hy beweeg nie rond in swerms of groepe nie. Hy loop alleen daar agter die gordyne rond. Jy sal selfs in die koning se paleis 'n geitjie vind. Jy kry 'n geitjie oral. Dit verstom die Spreuke skrywer. Hy's eenvoudig net daar. In jou huis, in jou kamer, in die skool, in die klaskamer, in die kantoor. Dis ook 'n nuttige diertjie wat insekte en muskiete en vliee vang. Ons laat hulle dus toe in ons huise om vrylik rond te beweeg. Ja, hulle is toegerus om hulle werk te kan doen. Hulle kan selfs teen mure op en onder sy bo op plafonne rondloop. Maar so moet gelowiges ook wees. God plaas sy kinders oral. Maar dan rus hy hulle ook toe om hulle werk daar waar hy hulle geplaas het te doen. Ja, soms is jy nie in nie. Soms word jy dalk geboelie omdat jy nie saam met die groep die verkeerde wil doen nie. Of jy weier om meegesleer te word deur die verleidings van die wêreld en jy voel soms so alleen soos 'n geitjie. Maar die Here gebruik jou. So het hy vir Josef in die paleis van die farao van die Egipte geplaas om onderkoning te wees. Hy plaas vir Daniël in die paleis van Nebukadneser as 'n raadgewer. Hy laat 'n klein naamlose dogtertjie vir Naaman vertel waarom sy genesing te kry. Johannes die Doper praat met Herodes en Jesus word voor Pontius Pilatus gebring. Ja, vandag nog is daar Christene oral. Daar waar God jou geplaas het. In organisasies, in sportspanne, in jou vriendekring, by die skool. Maar broer en suster, jy is daar. God sal jou toerus om vir hom te werk. Waar jy ook al lewe en waar jy ook al werk en waar jy ook al sport beoefen, waar jou vriendekring ook al mag wees.
Jy is daar. Jy is 'n Christen. Jy moet verander vertel en deur jou voorbeeld moet jy wys dat jy 'n Christen is. Jy is soos 'n geitjie. Nuttig. Kosbaar. Ja, nederige kind van God tussen ander mense, om daar 'n invloed uit te oefen, al voel jy soms alleen soos 'n geitjie in 'n koninklike paleis. Broers en susters, die muurleer gebruik God se genade tyd, beplan. Die dassie sê skuil by jou rots. Die springkaan sê staan saam onder leiding van een koning en Here. Die geitjie sê wees diensbaar daar waar God jou geplaas het. Maar al hierdie diertjies wys uiteindelik na Jesus Christus self toe. Hy is die wysheid. Hy is ons rots. Hy is die koning van die kerk. Hy is die dienskneg wat sy lewe afgelê het. Hy is die een wat in nederigheid gekom het, gehoorsaam tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis, en wat nou verhoog is tot in die heerlikheid van God die Vader. Daarom is die diepste les van hierdie 4 klein diertjies nie bloot moralisties nie. Dit gaan nie net oor harder werk, slimmer skuiling, beter samewerking en nugtere teenwoordigheid nie. Dit gaan oor bekering en geloof. Dit gaan daaroor dat 'n mens jou lewe nie op jouself bou nie, maar op jou fondament en rots, Jesus Christus. Dit gaan daaroor dat jy nie dink jy kan die winter van die lewe, die storm van die dood en die dag van oordeel self kan oorleef nie. Maar ons leef nie vanuit vrees nie, maar vanuit genade. Ons werk, ons skuil, ons dien, ons staan saam, omdat God ons eerste lief gehad het. Laat ons dan wys wees soos die muur, afhanklik soos die dassie, eensgesind soos die springkaan, en diensbaar soos die geitjie. En mag alles eindig in die lof van Jesus Christus, ons wysheid, ons rots, ons koning, ons verlosser. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, weer eens, soos elke keer as ons die woord oopmaak, staan ons verstom. Dat selfs van die kleinste diertjies wat U geskape het, vir ons soveel wysheid kan leer. Here, ons kan maar net rondom ons kyk, hoe elke ding ook op sy tyd gebeur. Son wat daagliks opkom, maar ook weer daagliks ondergaan. Seisoene wat kom en gaan. Alles onder U beheer. Maar Here, dan dank ons U dat U vir ons soveel wysheid gee deur dit wat U geskep het, maar dat U in genade ook nog vir ons U woord gegee het, waar ons alles kan leer en hoor van hoe om U te dien en hoe om ons saligheid te bereik. Ja, alles is vir ons in detail uitgespel in U woord. En ons dank U daarvoor dat ons dit in ons eie taal ook kan hoor, kan lees. Maar gee dan dat ons bemoeienis daarmee maak. Dat ons die tyd wat U vir ons gee gebruik om ons te verdiep in U woord. Dat as die storms rondom ons lewe plaasvind, dat ons alreeds op ons rots, ons standvastige rots wat nie sal wankel nie, sal wees. Dat ons as gemeente, maar ook as gelowiges, saam sal staan.
ons stem hard en duidelik sal laat hoor in 'n korrupte wêreld. En dat ons waarlik ook diensbaar sal wees daar waar U ons geplaas het. Maak nie saak waar dit is nie. Ja, gee vir ons die wysheid dat ons deur ons handelinge, ja, selfs sonder om 'n woord te sê, die evangelie verkondig. Weer ons vra dat U so met ons gemeente sal wees, maar ook elkeen individueel. U weet van die bekommernisse wat in ons harte aangaan. U is die enigste een wat uitkoms kan gee, U is die enigste een wat vir ons vrede kan gee, wat die verstand te bowe gaan. Maar Here, maak ons dan lankmoedig te wag vir die uitkoms wat U vir ons gee. Gee altyd dat ons sal groei in ons verhouding tot U. En dat alles wat ons sal doen tot U eer. Ons bid dit alles om Jesus Christus ontwil alleen. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 138, daarvan verse 1 en 3. Verhef je harte tot die Here en gaan die week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Volgende afkondigings, baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Die 1 April, en dis nie April's Fools nie, dis werklik so, en die Prinsloo, en die 3de, Gernus Kreer, baie geluk. Mag die Here sy seënende hand nog vir baie jare oor julle hou. Dan die katekisasie en Bybelstudie vat weer na die vakansie. Daar is Vrydag met Paasvrydag,
het ons erediens om 9:00. Almal is hartlik welkom. En dan baie geluk aan Werner en Annelies van der Nest met die geboorte van julle babatjie en ook so Richard en Annelies Smit. En ook die grootouers, Piet en Ina van Rede van Oudtshoorn. Baie geluk aan julle almal met die geboortes, waarlike seën uit die Here se hand en mag dit so wees vir julle, dat julle net vreugde en seën van hulle sal ontvang. Baie geluk. Dan die wat nie Vrydag aand hier was met die musiekmalligheid nie, het uitgemis. Ek dink almal wat hier was, het dit baie geniet ook. Baie dankie aan Floris en Anne-Marie vir al die reëlings en opstelling vir die musiekmalligheid. En ons sal later so 'n paar foto's op die WhatsApp groep plaas, so lusmakertjie vir volgende jaar. Ons sien uit daarna. Dan ook het ons 'n nuwe nuusblad vir die jeug. Dit gaan eenmal 'n maand aan die einde van die maand verskyn en hy gaan net in harde kopie verskyn. So as die jeug een wil hê, dan moet jy hier wees om een te kan kry. En ons sê vir Heilig, gaan jy gou so 'n oomblik opstaan. Daar is nie baie jeug vandag in die kerk nie, maar ons sal dit elke keer afkondig. As julle nuus het of enigiets wat julle in hierdie nuusblaadjie wil plaas, kan julle dit gerus vir Heilig gee. Dit is uit en uit 'n jeugprojek vir ons jeug van die kerk. Baie dankie Heilig. Die naam is Die Muur en hulle gee ook hier 'n hele uiteensetting. Ek kan maar net ook sê dat hulle het gekry by Esegiel 8 vers 8. Hy sê toe vir my, mens, breek af die muur. En toe ek die muur begin afbreek, sien ek 'n poort. Maar goed, al ons jeug, en hier is ook vir die jongspan, allerlei aktiwiteitjies wat hierin is, waarin julle kan deelneem. Hier is ons gereformeerde kerke in Suid-Afrika se jeugblad se adres. So hier is baie interessante goedjies en soos hy nou verder sal vorder en die jeug vir ons noemenswaardige nuus gee, sal hy net groei en dikker word. So baie dankie. En al die jeug wat vandag hier is, skryf in. Is gratis, maar skryf in sodat jy een kan ontvang. Baie dankie. Lekker week vir elkeen. Sien Vrydag.